Halleluja. Halleluja. Loof die Here, want hy is goed. Goeiemôre gemeente, dit is goed om in sy huis te wees. Kom ons gee die Here eer, kom sê vir hom dankie vanmôre. Dat ons hier kan wees, dat die Here en die goedheid, die kind. Ons gebed is dat het goed gaan met elkeen in sy huise, dat die guns van die Here met die is, en die seën van die Here oor die is. Die woord van die Here verklaar dat geseënd is jy in jou uitgang, geseënd is jy wanneer jy binnekom. So kom ons sê, ons is maar eenmaal die geseëndes van die Here. Mag ons dit sê, kom aan, sê vir hom, ek is nou maar eenmaal 'n geseënde van die Here. Sê bietjie vir jouself vanmôre, ek is nou maar eenmaal 'n geseënde van die Here. Kom aan, sê vir jouself. Want nou ek sê by jou môreoggend, jy moet die seën van die Here uitspreek oor jouself en sê, weet jy wat, ek is 'n geseënde van die Here. Halleluja. Nee, moenie jouself so kyk, jy het die siele moet sap bedruk. Nee, come on, sit 'n smile op jou gesig en sê, ek is 'n geseënde van die Here. Amen. Nee, die Here wil nog nie by ons gaan nou tot die gemeente by en sê, ek is nou maar eenmaal 'n geseënde van die Here. Ek is nou maar eenmaal 'n geseënde van die Here. Dis 3-4. Ek is nou maar eenmaal 'n geseënde van die Here. Ek gaan almal tot almal sê, ek is 'n geseënde van die Here. Ek is 'n geseënde van die Here. Halleluja! Ek is 'n geseënde van die Here. Kom ons doen nou reg. Ek is 'n geseënde van die Here. Amen. Nog 'n keer. Ek is 'n geseënde van die Here. Sterf hy ons die gees. Amen. Hoe sterf ek? Reg is hy. Sê die mense is gek in sy kop, man. Waar kry jy so 'n man pastoor? Hey, luister. Dis nie ek nie, dis die woord van God wat dit aan my doen. Hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my dien. Oh my head, en wat gee? En wat beteken dit? Ek is al eenmaal 'n geseënde van die Here. Oorwinning. Yes. Oorwinning. Die kerk kan nie lang in trierad gaan en agteruit beweeg. Die kerk moet vorentoe. Halleluja. Pastor, nie praat oor vorentoe nie, want dit voel nie vir my vanoggend asof ek wil vorentoe nie. Nee, sê vir jou sielsmens, die gees van God. That's it. Amen. Daar sê suster, sê lustig aan bid vanmôre. Louis Delport vir jou vandag, die show is op hierdie week. Of vir hierdie week, Sarah Smith op vir hierdie week, en Betty vir volgende week. Mag die Here u ryklik seën hierdie week wat voor lê, almal wat verjaar, julle kan gerus opstaan. Gracie de Toy en Yeshua Jenes, Sarah Smith is ook vir hierdie week. Kan wat? Yes. En Louis is nie hier nie, maar kom ons spreek die seën van die Here. Almal wat verjaar hierdie week. Amen. Maar goedheid en guns, Yes. julle deel wees vanmôre. Amen. Dit sal bereik die ouderdom van 12. Dit sal bereik die ouderdom van 21 in die huis van God. Sal met goedheid en guns jou deel ook wees. Halleluja. Halleluja. Ek sal nooit vergeet terwyl dit sal hier groot geword het. En ek moes op 'n Woensdag aand vir sy Tisha, wat sy daar maar 'n running run gegee. Dan sê ek, Tisha, kom sit hier by Tannie Gladys. Ek kom sit sê. Nooit het Michelle my ooit aangekla met gesê, "So los my kind uit." En ek wil julle sê ek waardeer dit. En kyk wat 'n pragtige dame sy hier geword. En sy staan in die bediening as ons jeugleiders, een van ons jeugleiders. En ek wil vir jou sê, vir julle gemeente, ek is trots op julle. En ek is vrek lief. Weet jy? Weet jy? Ja, ek sê weet jy? Ja. Ek sê goed sê para. Die wil ek teken vir die 5de is Dani en Meisie Skoonraad.
Hulle het nou net ingekom, geseënde huweliksherdenking. Dis hoeveel jaar? 7 jaar, né? 7 jaar. 48 jaar. Praise die Here. Praise die Here. Ja. Sandra en Louis was die 30ste. Sandra en Louis was 50 jaar. So ons eer die Here maak vir hulle vanaand gelukwens. Hulle het kinders vanoggend daar by hulle en dit gaan goed wees om dan die gelukwense vir 50 jaar te kan gee. Jy weet dat 50 jaar vir die vrou is 100 jaar vir 'n man. Dit is waar. Jy weet as 'n man 50 jaar bereik het, as 'n vrou 50 jaar getroud is, dan is die man 100 jaar getroud. Hy het al 'n paar dinge al oor en oor gehoor en hierdie tyd kan dit sy eie GPS-stasie opsit. Halleluja. Vir wat vra ek so baie tyd vanmôre besluit om en rustig in my hart is. Ek wil net sê die manne het toe die mes wat Andrei vir ons geskenk het om te gee. Maandag aand het ons 'n pyl daar gooi gehad in die kerk, nie in die kerk maar buite die kerk, en die man het kaartjies gekoop en ons het 1250 geld ingebring vir die water van die mes. En ons broer Vreed, jy kan maar opstaan, Vreed, maar jy kan nie, jy kan maar opstaan. En Vreed gooi 'n snaakse daad, hy gooi 'n boel. Toe wen hy die mes. Baie geluk weer. En dankie vir al die manne, dankie vir al die manne wat daar was. Dankie dat ons awesome tyd saam te kan wees. En dit was goed om dan so dan dit kon nood. Augustus, die 16de Augustus, manne bak pannekoek Sondag. Net na die diens sal ons heerlike pannekoek kry, wat die manne gaan bak vir ons. En ek sien uit nog aan daai uitdaging. Ons het dit al gehad. The Spiritual Conference wat die AGS gehou word by Ubu. Ek het so 4-5 mense wat belangstel om saam met te gaan Vrydag aand. Ek kan nie Saterdag gaan nie, want ek het hierso mense by die kerk gehuur het. So ek sal die hele dag van 6:00 die oggend hier wees in die gemeente. Maar jy is welkom om ons eers die konferensie te gaan bywoon. Dit gaan 'n heel interessante geesopgewekte konferensie wees, maar ek kan ongelukkig net die Vrydag aand maak en ek nooi uit om saam mee te gaan as u wil. En dan die Spiritual Conference, dit is hy kos R100, R100 vir registrasie. Ons sal praat met jou oor die registrasie daarvan. En dan Mantimen, al die manne, staan vir my, al die manne staan vir my, al die man. Mighty Men is 'n betekenis vir die stad. Is 'n betekenis vir die persoon die kamp jou werk, die persoon wat jy ken. Sy sê, los daar, dat sy dit doen, los daar. Sy nie verstaan, los daar, dat sy aangaan. Al kom sy tot die voor, sy kan niks steel nie misbreek, dat sy aangaan. Ja. En weet die manne sê, Mighty Men, het jy nodig. Dis R50 registrasie. Dan gaan jy van die Vrydag aan, die Saterdag, en dan is ook 'n diens waar jy jou gesin kan vat Sondagmôre. Daar sal kerk hier wees, maar daar is 'n diens daar die Sondagmôre as jy daar wil gaan by. Die Vrydag aan bygewoon, die Saterdag bygewoon en die Sondag, dan is jou R50 die moeite werd. Ek wil nie iets sê wat gebeur by Mighty Men. Mighty Men, wat die manne saamtrek, gebied die Here sy seën op die manne af. En ek gaan Vrydag aan daar wees, ek gaan Saterdag aan daar wees, ek sal net nie die Sondag daar wees omdat ek hier is. Maar ek wil julle uitnooi, bring iemand saam, bring jou seun saam, bring daai vreemde buurman saam, bring wie jy wil saam. Maar kan ek vra dat julle hierdie week sal registreer? Hulle het geld nodig vir die registrasie, en ek vra julle as gemeente, ek gaan ook my registrasie doen hierdie week, en dan wil ek vra dat ons as een gesin manne by mekaar kom. Pastoor, jy het so baie dinge wat ons moet doen. Nee, hierdie is wat manne doen. Manne staan op die muur en hulle sê, Here, kyk na ons land. Kyk na my gesin. Here, kyk na my besigheid. Here, kyk na my inkomste. Here, kyk. So as dit Here is wat kyk, help 'n man wat nie weet hoe om te kyk. Help vir 'n man wat nie geloof het nie, wat in hierdie dag moedeloos is. Oral waar ek kom, kry ek manne moedeloos.
Ons het die Here. So Vader, ek bid vanmôre, terwyl al ons manne staan, Here, wil ek kom in die naam van Jesus. Hierdie is nie 'n sekte nie, dis nie by mekaar kom hoe ek bespakker nie. Dit gaan oor wat die Here wil doen oor die land met manne. Manne wat wil opstaan en die Here dien in gees en waarheid. En ons kom as manne by die mighty men, ons wil sê, Here, ons maak 'n verklaring aan die vyand en sê, ons gaan nie lê nie, ons gaan opstaan. Ons gaan nie omval nie, ons gaan bly staan, omdat ons God ons oprig in hierdie dag. Vir 'n man vir jou huis, 'n man vir jou vrou, 'n vader vir jou kinders, 'n oupa vir jou kleinkinders. Ek oproep en sê, hoor die woord van die Here vanmôre. Wagters op die mure, was mense wat 'n hart uitverkoop het wat die Here wil hê. Vanmôre wil ons dankie sê. Dankie vir die geleentheid, as gemeente kan ons saam beweeg en gaan sien wat die Here wil doen oor die suikers van die taal. En dan die Here kom toe die eer, die lof en aanbidding. Dankie vir elke vrou, dankie vir elke kind, dankie vir elke gesin wat hier is vanmôre. Mag u een swaarlik rus op elkeen vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. Kom ons staan. Ons gaan die Here loof, ons gaan die Here prys. Dis 'n innerlike besluit om te sê, vanmôre gaan ek die Here loof. Amen. Vanmôre het ons 2 begrafnisse. Môre het ons Salom Bereer se begrafnis, is om 10:00. En dan Dinsdag môre dieselfde tyd 10:00 het ons Eddie begrafnis moet hierso. En ek wil hê dat as jy kan môre kom ondersteun die familie, kom hoor wat die Here te sê, kom sien, kom motiveer, kom staan saam met Kathleen en haar gesin in die wonderlike naam van Jesus. Amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah now that the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing and bring on the storm. Louder and louder, gonna hear my praises fall. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah.
sing in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear my praises roll. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear my praises roll. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah. 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 I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear my praises roll. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. One more. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear my praises roll. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hallelujah, hallelujah. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Halleluja. Die kerk sê ons sal 'n haleluja uitroep aan die koning van die weeskare. Halleluja. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His blood, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and dressed in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by every soul, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh,
world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the God that won't run dry. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the God that won't run dry. Jesus, you're the God that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasures of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. 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 All my days on earth will I await the moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. You're the God that won't run dry. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the God that won't run dry. Jesus, you're the God that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Die Vader van U teenwoordigheid. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Ons dankie vir U teenwoordigheid, Here. Ons dankie dat U naby ons is vanmôre. Dankie, Here, dat U in ons is en om ons is. Dankie, dat is altyd 'n nuwe begin by U. Foute van gister, eergister, is in Christus Jesus. Die kerk van die Here Jesus losgekoop deur die bloed. Vrygemaak, vrygemaak, vrygemaak. Kinamasa Magera, vrygemaak. Kom kerk, jy is vrygemaak, vrygekoop. Deur die bloed van die Lam, Jesus, 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 Jesus. Kinamangaro Basile Desa. Puntjies om die Here te loof vanmôre. Sê hom dankie, dankie, dankie. Sinara Sina de Desta. Sina de Desta, Emabasto. Sina de Desta, Emabando. Desta, Emabando, Sina de Desta. Come Jesus. Come Jesus, come Jesus, come Jesus. Come Jesus. As jy nou in 'n fire conference gestaan het, sy die worship leader gesê het, ons gaan nie sit totdat die gees van die Here nie deurbreek in elke mens vanmôre. As maar 'n hongerte is en maar 'n dorste is vir die Here, is dit maklik om aanbidding te lei. Want jy drink sy teenwoordigheid. Hy is so sterk in hierdie plek vanmôre. Jy vanmôre inkom sê Here, dankie vir U teenwoordigheid. Come on. Jy kan dit nie namaak nie, jy kan dit nie produseer nie. Die gees van die Here werk soos hy wil, maar jy sal oplet. Party mense sien dit, party mense ervaar dit. Party mense het nie eens 'n verwagting dat die Here hier moet wees vir my. Sê aanklag, dit is die plek waar jy is. Party is jou gedagtes so vol van alles anders vanmôre, dat ons sukkel om die teenwoordigheid van die Here te kan beleef. Maar as jy ingestel is vir wat hy is en vir wie hy is, dan is dit maklik. Dan hoor ek sy stem, ek hoor sy asemhaling, ek hoor sy teenwoordigheid, ek ervaar dit in my liggaam, ek ervaar dit in my gees, ek ervaar dit in die salwing dat die Here hier is. En al hoe dit werk is, ek moet uitreik na hom toe. En wanneer ek uitreik na hom sê, what a lovely name, the name of Jesus, reaching high and far, than the brightest star, for it is sweeter than the songs they sing in heaven. Oh, let the world proclaim what a glory is. He made the stars to shine. He made the rolling sea. He made the mountains high. And He made me, and you, and this
and will proclaim what love is. He made the stars shine. He made the roses sing. He made the mountains high. And He made me and you. And this is why I love Him. For me, He blessed I, the Lord of all creation, became the true sweet heart. Hallelujah! Oh, kom ons doen beter as dit, kom ons doen beter as dit, kom aan. Kom aan, hy is die koning van die koning. Woo! Hy is die Here van die heerskare. Praise Hom, praise Hom, praise Hom. Groot en machtig is die Here. Halleluja. Hoe wonderlik is dit nie wanneer die kerk by mekaar kom. Halleluja. Ons wag die hele week vir jou, weet jy dit? Ons wag die hele week vir jou om te kom op 'n Sondag. Die week loop ek hier by en sê, hallo stilte. Sê stilte, die hele gaan gebreek word Sondag, want die liggaam van Christus kom. Halleluja. Ons kan nie wag vir Woensdag aande vir die war room, want ons sê, come on stilte, hierdie plek gaan vol wees van die teenwoordigheid van die Here. Jolande, vanmôre dink ons aan jou en Gideon. Jolande se kinders, Gideon se kinders vlieg uit Amerika toe vandag. En ons dink aan ouma en aan 'n ma se hart dat nie lekker is vanmôre nie. Nie dat sy iets verkeerd nie, maar vol swaarheid en rustigheid en die hartseer dat jou kinders en jou kleinkinders gaan. En ek wil vanmôre 'n seën oor hulle uitspreek. Ek wil sê, Paul, Serge, mag die Here julle pad gelyk maak vanmôre. Mag die goedheid van hy 3 kinders, mag die goedheid van die Here swaarlik op hulle rus vanmôre. Terwyl hulle harte opseer is, terwyl hulle opvraai, wanneer kan ons ouma wees en oupa wees en, maar Here, U weet, U rig hulle voetpaaie, U rig hulle voetstappe, U weet presies wat U wil doen. En dan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding, ons gee al die eer, want Jesus is wonderbaar. Amen. Amen. Ons is besig nog steeds met vergifnis, kern van vergifnis. Volgende week op ons 4de week sal ek 'n bietjie terugvoer gee oor ons eerste week en terug gaan almal kan seker dis dieselfde preek elke Sondag, maar dit is nie. As ek die maandag aande 'n les bywoon, sal jy sien ons is ver breër as net die preek op die Sondag. Ek wil die Here loof vir elkeen wat kom. Weet ons het mense, ons trek al 47 mense by die kursus bywoon. En ek wil die Here eer vir elkeen wat kom. Want jy sien, baie mense sê, jy weet, ek het nie omgewingsgesindheid nie, maar tog kan ek van iemand hou en ek kan nie van hom hou nie, en ek kan iemand glo en ek kan nie iemand glo nie, of wat ook al dit is. En vanaand praat ek oor die momentum uit depressie, getting out of depression and oppression. Wanneer die veld na jou toe kom en vir jou sê, it's not going to work. Kom luister vanaand na woord van die Here. Fresh in my hart gegee. Die opskrif, momentum. Momentum of freedom. Die Heilige Gees werk in 'n momentum. Ek soek net so 'n bietjie aandag. Julle gee nie om, nee. Daar is seun. 'n jong man in die ouderdom van so 19, 20 jaar oud. Wat 'n probleem het
Met alles. 'n Probleem om college toe te gaan, is 'n probleem met skool. 'n Probleem nie dat hy dom is nie, 'n probleem om varsity toe gaan. Ek was in verskillende universiteite, drop out. Passe wense vir hom is dat hy sou die hoogste plek behaal waar hy kom. Die gevolg is dat niks het uitgewerk vir die jongman. As hy sy aandag sit op dit, dan val dit af. As hy sy aandag sit op dat, dan val dit af. En ek weet, ons ken mense so, dat mense wat met alle goeie bedoelinge die lewe begin het, met 'n baie sterk begin. Sure, dit is so 'n broekol, maar die Heilige Gees wat nou maak, okay. So wat gebeur is, hierdie kind begin sy lewe is op 'n afdraand. Nadat hy sy pa om uit die huis uit en hy is uit die huis uit weg van sy ouers af. En hy werk op die skip. En terwyl hulle die woord bedien op die skip, sit die jongman daar ver. En hy luister. En toe nie meer langer kom nie, toe kom hy nader en hy sê vir Dr. Bruce, hy sê, "Tell me, sir, this episode you're talking about, what is it all about?" He said, "This is not an episode, this is a part of life. Jesus is part of life." I say, "No, I'm not into Jesus, I'm not into church, I'm not into religion, I'm not into anything." As a matter of fact, I've been to 3 different varsities. I didn't even make the first 2 years and I'm out. He said, "I can't go home because I'm a washout. I can only speak to my mom on the telephone. My dad doesn't want to have anything to do. Ek maak nie naby aan die huis kom en pa wil niks met my te doen nie." En terwyl hy nog so praat, sê Bruce vir hom, "Jou probleem is, jy's mentally strong. You're a clever person. You've got a high intellect. Jy kan wees wat jy wil wees. Maar jou probleem is, jou bedraging is deur mekaar." Hy sê, "Hoe kan jy dit sê?" Hy sê, "Want jy sê my nou net, jou goed is, jy's fantasties, jy's slim. Jy het 'n IQ bo normaal, jy het al colleges, eerstejaars en tweedejaars klaargemaak, maar jy maak nie klaar nie, want jou hart is nie reg teenoor jou pa nie, teen jou ouers nie." Hy sê, "Jy moet vergifnis vra by jou pa en vergifnis gee aan jou pa vir al jou misdade en al jou verkeerdhede wat jy gedoen het." Hy sê, "Daar's nie 'n manier wat ek my pa sal verskoning vra. Daar's nie, ek sal nie voor hom gaan kruip nie." Hy sê, "Dit gaan nie oor kruip nie." En hy tel hom toe die Christus lewe voor en vertel hom dat jy moet jou bekeer, jy moet die Here Jesus volg. En nadat hy sê die jongman, nee, hy wil die Here aanneem as sy saligmaker, want hy sê, daar is nie 'n manier. Weer eens, net soos al die ander verhale wat ek vertel het, toe Jesus op die toneel verskyn, toe is daar 'n verandering van lewe. Nou, in jou lewe en my lewe is dit so, toe Jesus in my lewe kom, toe hou ek op met alles wat ek gedoen het wat verkeerd was, oor die oortuiging van die Heilige Gees wat in my lewe. Come on. En hy kry 'n geleentheid om die man te verduidelik, die seun te verduidelik van wat beteken omgewingsgesindheid. Om teenoor iemand vas te hou in 'n gevangenis, laasweek se preek, om hom toe te laat om die tronk uit te kom van jou hart en vrylating te bied aan hom. En hy kind staan daar en hy sê vir hom, "Dok, ek gaan my pa nou bel." En hy bel sy pa. Nou sê, kan ek bly staan? Kan ek hoor op watter manier jy met jou pa praat? En hy begin met sy pa te praat soos 'n seun teenoor 'n pa praat. Al die mans in die kerk sal onthou, jy word groot na 'n mate van ouderdom. Dan praat jy met jou pa asof hy die domste is. Hallo manne. Hallo.
En ek het daar gesien waar die oom sê, ek sal vir jou een klap gee, goed, dan vloer jy al jou tande, dan leer jy met my te praat. Elke seun draai sy lag. Hallo, kerk. Jy is nou even stil, dan ons is sorry. Elke seun draai sy lag. Elke seun moet herinner word. Hoe lyk papa en hoe lyk 'n seun? Al klink jy vir jou so dom en jy is like, pa, hoe dink jy? Maak nie saak nie. Jy is nog steeds 'n pa. Toe hy verlossing kry van sy weerstand teen sy pa, gebeur daar 'n paar dinge met hom. Hy sê, die opskrif van môre, wat het met jou, hy sê, wat gebeur met jou, wanneer jy nie vergewe nie. Ons het gepraat nou oor die pla wat kom, en die uitdagings wat die pyniging kom, en al die dinge wat hy doen, maar hy vraag van môre, hy sê, ongewens veroorsaak, dat God ophou om ons te vergewe. Ongewensgesindheid. Die ongewensgesindheid is die blokkasie, waar jy sê, ek sal vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Hallo kerk. Hoef jy ook aan ons sê, ek het vergeet, maar ek sê nou vir jou, ek het nie vergeet nie. Halleluja. Kom aan, na 64 jaar getrouwd, dan sal my vrou nou vir my herinner, onthou jy daai tyd het jy dit gesê? Nee, is dit nie meer. Maar na 46 jaar, hoor ek, wat het jy gedoen? Jy weet, onthou daai keer, jy my vinger in die deur vastgeslaan het. Nee, ek onthou dit nie, maar jy onthou. Kom aan kerk, kom aan, ons wees eerlik. Maar ons sê ons het vergewe, dat ek never forgot. Nou die rede van nie te vergewe en nie te vergeet nie is dit. Die vyand kom terug op die herhaling van die gebeure, op dit wat jy nie vergeet het nie. Come on. Come on. Jy kan sê wat jy wil, dis hoe hy werk. Waar werk hy? In die gedagte van die mens. Maar hoor die woord van die Here, Matteus 6:9-15 sê, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. So nice dat julle kan saampraat en kan saam sê, onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied, soos in die hemel geskied word. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons ons sonde, soos ons ons schuldenaars vergeef. Lei ons nie in versoeking nie, maar ons van die bose, want dan hoor die heerlikheid en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dit staan in die Here se gebed. Nou sê ons, maar ons weet dit, ons verstaan dit. Hy sê iets belangrik. Hy sê God vergewe ons sonde sleg as ons ander hulle skulde en sondes vergewe. Hulle skulde en hulle sondes vergewe. Dis maklik om 'n lys op te trek teen iemand. Dis maklik om 'n lys op te trek en te sê, jy weet, hy het dit gedoen en ek het dat gedoen, en 'n lys te hou teen iemand agterna sê, ek weet jy is so, want jy sê, onthou jy? Ja, amen. Jy sê, nergens op die kruis het Jesus ooit vir een van sy skuldeisers gesê daarso. Here, onthou net, onthou wat hy nou gesê. Sy woorde was, Here, vergewe hulle dade. Vergewe hulle dade, want hulle weet nie wat hulle doen. Mense, jy kan op elke faset van hierdie ding, hy sê, God vergewe ons sondes reg as ons hulle skulde en hulle sondes vergewe. Onvergeefde sondes is die wettige grondslag vir die teenwoordige lewe se kwelling en pyn. Ek herhaal dit, onvergeefde sonde
is die wetlike grondslag vir die teenwoordige lewe se kwelling en pyne. Hoekom? Want ek wys die pynige kan naby kom. Nou wil ek jou sê, dis in jou besigheid so, dis in jou huis so, dis in jou huwelik so, dis in jou verhouding met ander mense so, en alles wat jy doen as 'n kind van God, hier skyn die lig van God en die duisternis word oorweldig deur die lig van God. Nou sit ons met dinge waar die donkerte kan terugkom na die lig toe. Hallo! Hier gee jy die geleentheid vir die vyand om jou te kom besoek, waar jy was veronderstel om oorheersend oor hom te heers op elke facet van jou lewe, because you are the light of the world. Christus lewe in jou en my. Die pynige is nie veronderstel om naby aan my terrein te kom nie met siekte, nie met kwale, nie met enigiets buite die wil van God, want die lig van God skyn uit my uit en uit jou uit. Hy gaan maar sê die volgende. Hy sê in Matteus 18:34-35 sê, en hy hier het kwaad geword en hom aan die fortras oorgegee, totdat hy alles betaal het wat hy geskuld het. Hy sê, so sal my hemelse Vader ook met julle elkeen julle maak, wat sy broer nie van harte, wat sy oortredinge vergewe nie. Hy sê, voortreding kan jou fisies, geestelik en verstandelik, finansiëel en emosioneel beïnvloed. Kom ons doen dit? Hy sê hierdie beweging op die voltering van die vyand, hy sê, kan jou fisies, geestelik, verstandelik, finansiëel en emosioneel beïnvloed. Mense wat onstandvastig is in hulle gemoed, begin te soek en te sê, come on, laat ek uitvind, waar is daar iets wat oortree? Waar is daar iets wat ek nie vrylating gegee? Nommer 2, hy sê die ander ding, voortreding neem 'n intensiteit toe na mate die aantal onvergeefde sondes toeneem. Wanneer ons sê, ag, laat alles maar loop, ag, alles kan maar gebeur, wat moet gebeur. Nee, onthou, jy het dan nie meer die beskerming van die Here nie. Kom kyk jy al my nou nie. So ek moet aandagtig wees wat ek sê en wat ek doen. Voortering, hy sê, as 'n gevolg van ongegewensgesindheid, hou nie op om hy sê, van ongegewensheid, hou nie op die gebed, goeie werke, bediening of medisyn. Sê is laas weer. As ek nie kan vergewe, moenie dink ek kan bid en dit sal weggaan. Moenie dink ek kan vas en dit sal weggaan. Totdat ek my hart voor God nie reggemaak het nie, staan die saak nog steeds onafgehandel, totdat ek my gehoor gee aan die woord van God. Nou kinders van die Here, ek weet, ons het elkeen het vir jou 'n God gestel, hoe jy na God kyk en wat jy hoor. Elke mens het 'n Jesus, elke mens het 'n Heilige Gees. In jou gedagte het jy 'n gedagte hoe God werk en hoe Jesus werk en hoe die Heilige Gees werk, hoe die salwing werk. Jy kan interpreterings hoor hoe verskillende mense dinge sê oor die salwing, hoe mense hulle vertolking doen oor die Heilige Gees, die persoon, die Heilige Gees. Mense het 'n eie vertolking hoe hulle Jesus sien. Party sien hom in die krib, party sien hom op die kruis, party sien hom in die oorwinning, party mense sien Jesus in allerhande fasette, so ook met God. En jy kan in 'n struktuur val waar jy 'n God gemaak vir jouself, wat nie die God van die Bybel is nie. Waar mense vir jou sê, mense sê met passie, hoe jy vir my sê, God sal vir my in die hel instuur. Ek sê nie God wil nie. Ek sê maar as jy nie gehoor gee aan die woord van God, dan het God geen ander keuse maar om sy woord te vervul. Die liefde, die genade, die barmhartigheid en getrou aan U te bly. Maar ek en jy moet in lyn inkom met wat die woord van God. Ek weet nou, daar's tonne mense nou op die TV wat jou vertel van genade en wat genade alles beteken. Luister, as jy nie jou broer kan vergewe nie, moenie genade verwag nie.
Maar hy gee vir jou 'n instruksie. Dis 'n opdrag, dis nie uit 'n goeie gevoel wat ek kry nie. Dis 'n opdrag van God waar hy sê, die vereiste is dat ek die sonde van onvergewendheid verloor, dat ek kan oorwinning hê in die naam van Jesus. Nou, as hierdie goed nie in my gewerk het nie, so ek gesê, dis 'n moeilike preek om te preek, of 'n moeilike preek om vanmôre deur te gee. As jy onvergewensgesindheid versprei deur die glybaan van onvergewensheid. Hoe? Omdat jy nie kan vergewe en nie wil vergewe nie, en jy sê, wat weet jy wat? Die volgende persoon van, ek vergewe jou ook nie. Want het raak dan 'n woorde by jou en jy leer aan om dit met saam te lewe. Kom aan, maak 'n noot sê, jy leer aan om in daai toestand vorentoe te leef. Raak vir my. Ek het nog steeds gesit in die kerk waar Dash sit. Ek het nog steeds my hande op die tel, ek het nog steeds die Here geprys, soos al die ander mense. Ek het ook gelofsang, ek het teenoor ek was in die band gewees, ek het die band gespeel, ek het bys in die band gespeel, ek was die hoofsanger, maar ek het gesit met 'n hart so koud soos 'n stukkie ys. Totdat 'n man van God die kerk loop so, en hy sê, you, get rid of that's holding you down. Allemaal, wat se sonde het hy? Niemand weet. Toe ek die dag daar by haar ma kom en ek vertel haar ma en ek sê, nee, ek weet nie hier en werk nie van my nie. Sy sê, kom, dat ek jou vertel. En sy was nie eens gered daai tyd. Maar sy was 'n kind. Waarom? Weer eens waarom? Sy sê, sy gaan skryf 'n brief. Maar gaan maak die totale by mekaar, dit wat jou nie kan toelaat om te vergewe. Gaan bring dit by mekaar, bring die eerlikheid na God toe, bring dit wat 'n verhindernis is vir jou, dit waaroor jy buig, dit waaroor jou krippel maak, dit waaroor jy siekte dra, bring dit na God toe en sê, Here, ek bring dit vanmôre na U toe, want ek kan nie meer nie, ek wil gesond word, ek wil uitstyg, ek wil nie dieper in dit gaan nie. Seker, een of ander tyd moet jy die reus in die oog kyk. Jy kan altyd die res van jou lewe, maar een of ander tyd moet jy die reus in die oog kan kyk en sê, ek vergewe. Kom on. Die Here het my so gesond gemaak deur die brief te skryf. Niemand het vir my teruggeskryf tot vandag toe. Maar die feit dat ek die besluit gemaak en sê, ek gee vir jou vryspraak. En ek ervaar die volgende Sondag in die kerk, begin die tale uit my uit te vloei. 'n Nuwe dimensie van aanraking van God kom. 'n Eerlike hart voor God. Hy sê, man, I just love it. Hy sê, vir die love is, kyk nou. Ek weet ook, dit is toch so lekker om iemand vas te hou in die tronk. Dit is toch so lekker gekke gevoel. Ek het jou. Come on. Kan iemand net vir my sê, ja, pastor, ek weet dit voel dit. Ek het jou. Want niemand anders weet wat jy gedoen, maar ek weet, so ek het jou. En ek gaan jou vashou, dit om te dink. Terwyl ek jou vashou, gaan ek nergens nie, want ek is strydig met die woord van God. Ek verlustig my daarin. My Afrikaans is goed. Ek verlustig my daarin, dat ek die deur van die tronk in my hande het, dat ek die slot van die tronk in my hande het. Dit voel vir my so lekker, maar ek kan nie bid nie. Ek kan die Bybel lees nie. Ek kan nie eens konsentreer op dit wat God vir my wil sê. Ek moet eintlik elke woord, elke sin skryf, want ek kan nie konsentreer nie, want hierdie ding anker my vas. Hy sê Efesiërs 4:29-32, wat 'n mooi deel van die Bybel. Hy sê dat geen vuil woord uit jou mond kom nie, maar net wat goed is vir die nodige opbou,
sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Hy sê, en bedroef die Heilige Gees. Hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is vir die dag van verlossing. Laat alle bitterheid, bitter bekke, bitter praatjies, bitter bekke bos. Hallo? Hoeveel bitter bekkie, bitter boos hy? Bitter oor wat, bitter oor alles, bitter oor bitter, bekkie, bitter. Ek sê maar, ek kom een vloek oor weg. Ek moet myself nou, pas op. Want dit nou raak ek so goed en dan sê die gemeente, kom ry preek toe af. Dit nou klippe is. Maar bitterheid is 'n lelike ding. Hy sê, moenie laat een woord, enige woord, nare woord uit jou lewe uitkom nie. Alle bitterheid en woede en toorn, geskree of lastering, moet van julle verwyder word, saam met die boosheid. Halleluja. Hoekom? Here, maar hoekom? Wat is teen my geaardheid? Dis nie wie ek is nie. Come on. Ek wil Ephesians 6, ek wil die vrug van die Gees sien in my lewe toepas. Ek wil die vrug van die lewe van, maar sodra ek hierdie goed sien, hierdie goed begin te beleef, dis nie die geaardheid van God nie. Dis nie die geaardheid van die Heilige Gees nie. Dis nie die geaardheid van die Here Jesus nie. Wat is dit? Dis boosheid. Hy sê 'n paar dinge. Wat gebeur met jou wanneer jy ander mense nie vergewe nie? Die stadium van die afwaartse spiraal van ongewingsgesindheid. Luister gou hierna, dan maak ek klaar. Hy sê om onvergifnis, om slegs gevoelens teenoor iemand te koester oor hulle kwessende houding en dade. En nou wil ek oppas, want hierdie kan 'n aanhoudende ding wees. En ek wil sensitief ook vir mense wees wat mishandeld is, of in die huwelik of in die ouerhuis. Ek wil sensitief wees vir mense wat deur 'n swaar tyd gegaan het onder iemand anders. Jy weet, vandag kry ons nou almal is nou, wat is daai ou wat nou, wat is dit? Wat sê hy woord? Wat ek weet nie. Wanneer jy ouens, die vrou is so beheer. Narcis. Ja, narcis. Toe ek groot geword het, ons sê is 'n vark. Nou die moderne met die naam gekry, hy is nou 'n narcis. Ek sê is 'n vark. Ons sê is 'n vark. En die moderne woorde, ja, ons het nie geweet wat 'n narcis is, ons verkoop. En is die allemaal as 'n narciste. En hy word toegelaat in die samewerking, die samelewing. Niemand gaan sê vir hom, weet jy wat jy kort, is 'n paar goeie klap en wakker word, want jy doen nie reg nie. So dan kry hy 'n bynaam, hy's 'n narcist. En weet jy, skuil daar agter. Julle kan nie my vat nie, want ek is 'n narcist. Dis komstig 'n psigiese kwaal en 'n siekte. En ons daar van groot word, het jy reg gehad, al die dorms op die een kant gekry. En dan sê 'n paar dinge. Om slegs gevoelens teenoor iemand te koester oor hulle kwessende houdings en dade. Luister na die gevolge hiervan. As gevolg van die seer wat jy deur die ander persoon ervaar het, besluit jy dat jy julle nie gaan vergewe nie. Of dan besluit jy om die eenvoudig te vergeet en met jou lewe aan te gaan, sonder om te besef dat daardie wond later soos 'n besmette wond sal word. I'm just going to go on until time comes, until that thing comes out again. En gewoonlik het jy jare aangestaan. Dan kom daai ding uit en dan het jy 'n verwoestende uitwerking. Dit is onvergifnis. Wat van woede? Om die vredenheid, vyandigheid en agnotisme
te ervaar om sterk negatiewe gevoelens te koester. Soos tyd verloop, verander jou omgewingsgesindheid in woede. Soms verloor jy self jou hier teenoor die persoon en ander persone wat so gelyke ding aan jou doen en jy sê, ek ken hierdie gebeure, dan gryp jy sommer daai persoon vas oor die dinge wat vir jou gekom het, asof daai persoon herhaling doen aan dieselfde wat die vorige persoon gedoen het. Die kerk is stil. Maar my gebed is dat die Here jou hart sal gesond maak. Hy sê, soms verloor jy self jou hier of teenoor iemand anders wat jou aan hulle herinner. Jy moet jouself beheer wanneer jy naby is om jou woede weg te steek. Come on. Jy moet jouself beheer wanneer jy hulle naby is om jou woede weg te steek. Wil jy regtig die lewe so gaan? Dus as ek nou in my huis staan en die ou by die sê vir my, dis baas van hierdie plaas, dan ben ek gaan op en sê, baas my vrou. Hoor ek soek die eienaar van die eiendom, is ek roep op my vrou. Ek het 'n skuld, ek het iets met jou te skuld, ja, ek gaan my vrou roep. Eerlikheid kos jou iets. Ek sê vanmôre voor God, eerlikheid kos jou iets. Hy sê verbittering, om skerp negatiewe emosies te hê, om skerp punt negatiewe emosies te hê, sinies, hard, gevoelloos, wantrouend te wees. Waar? Hoe het dit gebeur? Dat ek nou wantrouend geword, hoe het dit gebeur, dat ek negativiteit oor my is, hoe het dit gebeur, dat ek sinies, hard, gevoelloos is, hoe, waarom, dit is nie die, hy sê, hy sê, jy sluit jou hart heeltemal vir ander mense, wil jy alleen lewe, jy sluit jou hart heeltemal vir ander mense, jy raak maklik geïrriteerd en frustreerd, en verloor jou innerlike vrede, jy vertrou die persoon nie meer nie, en begin nos, teruggetrokke en hard word, jy bou onder berenbare mure om jou hart. Waarom? Want jy nie eerlik wil wees. Dit help nie, die gees van God wys ons uit en sê, kom kerk, kom ons hoor, kom ons verander, kom ons sien die gees van God, kom ons beleef hom in sy volheid weer, waar jou opgewondenheid teenoor hom kan kom, omdat jy skoon gewas is deur hom. Hy praat oor lasterend, om te kommunikeer op 'n manier wat iemand belaster en hulle reputasie skade aandoen, om te skinder en gerugte te versprei. Jy begin die persoon wat jou seer gemaak het afkraak en voel self bly wanneer jy hoor dat dit met hulle sleg gaan. Jy skryf 'n verkeerde motiewe aan hulle toe omdat hulle nie meer vertrou nie. En jy sê verander dat hulle dit ook nie moet doen nie. Jy skinder oor hulle. Sê dinge wat eintlik moes gebly het, en dis om te laster teen iemand. Dit is baie maklik om dit te doen. Jy kan ingesleep word by enige situasie. Ek as 'n pastoor kan ingesleep word by enige situasie. Ek as 'n pastoor kan ingesleep word in die middel van 'n situasie wat ek nie wil wees nie. Al wat hulle doen is, hulle sê die pastoor het so gesê. En hy sê baie dinge, maar baie keer het hy nie daai goed gesê nie. En dis waarom vandag, niemand sal na my toe kom en hy kom sê, pastoor, hier is 'n situasie, weet jy van dit?
Eers wanneer die mense weg is, en die storie al lang al verby, jy dat jy jou mond gehou het en nie kom sê het nie, en ek wetteloos niks gebeur nie, en ek lyk soos die popo in die pan. Hallo. Brok, om 'n diepe, laster, hy sê skrik klaar, brok, om 'n diepe wortel, kritiese houding teenoor iemand te ontwikkel, om vorige oortrede herhaaldelik te herkou. Nou, dis 'n moeilike ding. Jy byt my eenmaal, jy byt my tweemaal, jy byt my die derde maal, die vierde maal sê saam. As 'n boundary. My boundary is klaar vir jou. Ja, maar wat 'n tipe vergifnis is dit? Dis 'n vergifnis dat ek nie bereid is dat jy weer in my kop gaan kom, dat jy nie weer naby aan my gees gaan kom, so ek stel 'n perimeter om my wat jou uithou. So jy bly daar. Is dit Bybels? Is dit Bybels? Nee. Dis nie Bybels nie. Want ek het geen beheer oor mense nie. Ek sê wat daar is gestaan. Ek sê ons kan praat oor die gemeente, ons kan praat oor die uitbrei van die gemeente, ons kan praat oor wat die Here wil doen in die gemeente, maar dit is net die Here wat hierdie gemeente kan bou, nie die pastoor nie. Dis die Here wat mense byvoeg elke dag by die gemeente, hulle wat gered is, nie die pastoor nie. Want jy kom tog nie om my te sien nie, jy kom om die Here te dien. En as dit nie so is, jy kry Jesus weer in jou visie, en begin Jesus te dien, nie die kerk nie, nie die AGS nie, nie die pastoor nie, nie die mense wat is, jy kom omdat jy lief is vir Jesus. Want as jy vir my kom, ek gaan jou teleurstel. Maar Jesus stel jou nooit teleur nie. Hy sê, jy hou rekord van al die persone wat separatiewe, onvriendelike dade en bou 'n hele saak op waarom hulle nie vertrou kan word nie. Jy verbind al die vorige negatiewe dinge oor die persoon en 'n lange lys, jou bitterheid verdiep en jy kan niks goeds meer in die persoon raak sien. 'n Gevaarlike plek om te wees. As jy niks meer in my kan raak sien wat goed is, moet jy jou hart laat check. En dieselfde vir my teenoor jou, want ek moet elke mens, jy moet elke mens, ons moet elke mens met die oë van Jesus aanskou. Hart. Om iemand intens of hartstogtelik te afskuw. Om uiterste vyandigheid te voel, om hulle te haat en kontak te vermy. Jy sien op daarna om by die persoon te wees, selfs om hulle in 'n winkel te sien. Ontstel jou. Jy het nou soveel rede waarom jy hulle nie vertrou en van hulle hou nie, dat jy niks met hulle te doen wil hê nie. Jy vermy hulle selfs. Die gedagte aan hulle ontstel jou, hulle is jou vyand, jy haat hulle. Kan die symptome in die huis van God gebind word? Ja. Ja. Kan dit wees? Kan dit wees? Ek het 'n pastoorsvriend gehad waar die vrou vir hom gesê het, ek sal 'n beter pastoorsvrou maak as wat jou vrou is. Ja, nee, maar van hier. Kan jy imagine? Ek kom Delilah aangeloop. Sy sit te kakies. Sy sê kousa. Jy sê kousa, sulke gaatjies kousa. Visnet. Visnet. En die
die skrif is net onder die lyn, waterlyn. En sy kom in en sy sê, ek kom van Nigel af. En sy sê, ek seker, daar's 'n plek vir my hier. Besef, ek kan 'n beter vrou vir jou wees, as jou vrou is. Maar dit is, hart is 'n lelike ding, hart dra jy sonder om te weet jy pyn. Jy kan haat sonder om eers 'n tweede gedagte te hê. Jy kan haat en dink, ek voel goed daaroor. Dis my standpunt. Kom Afrika, dis ons standpunt. Die mense wat die wêreld ken, ek het voorheen gesê, gaan dit weer sê, het gesê, daar is nie mense soos Suid-Afrikaners reg oor die wêreld nie. Die man in die sport nou, lees wat skryf die sportberigte, wat is nie lokale goed, lees wat skryf hulle oor die rugby terme in Suid-Afrika. Hulle vra 'n vraag, die Franse, die Spaanse, almal vra 'n vraag, waar kry julle sulke mans? Hulle vra die wêreld, waar kry, hulle die grootste russe probeer uithou, hulle het nie die uithou vermoë nie, sê, waar kry julle hierdie mense? Papa en Vlees. Braaivleis en Chevrolet. Nee, omdat hulle in 'n God glo. Daar's niks vir my mooier as daai vrou kom na die plaasboere toe. Kyk, dis my number 1 program. Vrou soek 'n boer en boer soek 'n vrou. En dan sê hy, my goddelike waardes, my gods is, hy sê, ek het 'n kruisie opgerig. Daai slaan 'n boer. Sê die ou gestaan, ek hoor daar. Hy sê, hy sit saam daar met die aankondiger. Ja, broer, ja, ek kan nie daai woord sê, hy preek vandag. Maar hy sê, ek weet nie of julle weet nie, maar hy sê die eerste ding, hy sê, ek is 'n harde plaasheer. Hy sê, maar ek sit by hierdie kruis. Ek sit by hierdie kruis op die plaas. Hy sê, ek kom gee ere aan God, elke dag. Hy sê, maar my lewe moet reg wees voor die Here. Hoe oud is hy? Hy is 19, 20 jaar oud, maar hy het 'n besluit gemaak. Toe hy die saad sien uit sy pa se stoorkamer, as hy plante ingaan en 3 weke laat hy begin plant uit te kom, het hy besef, sonder God is ek as 'n boer niks nie. Beste mense, ons moet begin besef, sonder God is ek niks nie. Sonder die behaag van God is ek niks nie. Dit help nie ek loop met hart en ongegeensgesindheid, wanneer daar 'n God is vir jou wat 'n deur oopbreek. Luister, 1 Korintiërs 2 vers 9, hy sê die dinge wat jy nog nie aangedink het nie. Besigheidsmens, kind van God, die dinge waaraan jy nog nie eens gedink het nie, wat nog nie met jou oog gesien het of jou oor gehoor het, wat nog nie by jou hart ingekom het God vir jou berei. De laaste sê wraak, om wraak te neem, om iemand skade en vernedering aan te doen, om straf of vergelding te eis. Jou innerlike begeerte om hulle te laat betaal, wat hulle jou gedoen het, groei tot jy optree. Groei totdat jy optree. Jy wens hulle kwaad toe en wil nie hê dat iets goeds moet met hulle gebeur nie. Jy mag selfs probeer om hulle op verskillende maniere seer te maak, of terug te hou, of te bind. Hy sê, jy mag selfs wens hulle was dood. Hy sê, of dit selfs probeer veroorsaak. Sê, God sê, ek is die kenner van die hart. God sê vir jou vanmôre, hy sê, ek is die kenner van die hart. Ek weet wat jy weet, ek weet wat jy dink, ek weet wat jy praat, ek weet wat jy wens. Hy sê, maar ek weet wat is in jou hart.
En die belangrikste vir ek en jy is om te besef, ons nie gearriveer nie. Hallo kerk. Ons het nie gearriveer nie, ons is nog op pad. Hy sê, hey, ons is nog op pad, we haven't arrived. Ons is nie by die plek waar ons kan rondgooi en sê, weet jy wat, ek weet dat die Here so sê, ek weet dat die versorgde wat jy hoor, en die vyand nie vir jou hierdie goed kwytmaak, dat jy vernietiger word in die huis van God, of teen die huis van God, of dinge doen in die huis van God, en onvaardig van die Here. Amen. Hy sê, in Psalm 34, want die oor toets woorde soos die verhemelte die prys proe. Laat ons vir onsself uitmaak wat reg is en onder mekaar uitvind wat goed is. Kom aan. Laat ons onder mekaar uitvind wat is reg en wat is goed. Laat ons onsself uitmaak wat reg is en onder mekaar uitvind wat is goed. Want Job het gesê, ek is reg verdig en God het my reg ontneem. Ondanks my reg staan ek as 'n leeunaar ongeneeslik in pylwond en dit sonde optreden. Waar is die man soos Job, wat God lasterend drink soos water? Wat is die geselskap loop? Hy sê, wat in die geselskap loop? Van die werkers van ongeregtigheid en wandel saam met goddelose mense. Hy sê, want hy het gesê, dit baat 'n man niks, dat hy 'n welgevalle aan God het nie. Wat sê hy hierso? Hy sê, laat ons onsself uitmaak wat reg is, en onder mekaar vind wat goed is. 'n Geleentheid vir God te gee, en te sê, ons is volgende week, ons in die middel van die kursus. In die middel van die preke oor vergifnis. Maar ek wil sê, die derde week van nou, die derde week ons aangaan, sekerlik by nou het jy al ervaar in jou hart, dat die Heilige Gees is besig om iets te doen. Die Heilige Gees is bietjie om verskywings te bring, en die Heilige Gees is bietjie om ons attent te maak by dit wat reg is, en dit wat goed is. Kom aan. Ons loop maklik en sê, weet jy wat, ek het vergewe. Ons loop maklik en sê, ek het dit maar vergeet. Is net die werke wat die bloed van Jesus kan doen. En ek wil 2 minute spandeer om daaroor te praat. Kan ek? Hebreërs 9 sê die woord van God, dat die bloed van Jesus is nie die bloed van stiere en bokke, die bloed van Jesus. Hy maak 'n stelling en hy sê, omdat ek en jy deelagtig word op die tafel van die Here. Hy sê, die hoofpriester in daai tyd het ingegaan en het die sonde van die mens gaan pleit en vergifnis gekry. Nou in die Nuwe Testament is jy vrylik toegelaat om die Allerheiligste in te beweeg in die naam van Jesus en die vryheid van wat hy gegee het. So vanmôre, die bindings wat jou vashou oor omgewingsgesindheid. Die vrylating wat God jou wil gee, is om te sê, hoe gaan jy dit doen? Want jou herinnering is vas. Die praktyk sê jy, al wat jy doen is jy bely, maar môre kom daar 'n herinnering en jy word van vooraf vies, jy word van vooraf kwaad. So, hoe is dit dat ek kan vergewe? Vanmôre wil ek vir u sê, hy sê, nadat Jesus die brood geneem het, hy gedank en het gebreek en gesê, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Hy sê,
doen dit tot my gedagtenis. Na die beker van die Nuwe Testament het ek gesê, hierdie is die bloed in die Nuwe Testament, hier is die beker van die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit tot my gedagtenis. Nou, die bloed is nie net 'n afwatering van die liggaam. Die liggaam, hy kom en hy sê, dit is my liggaam. Ek gee my liggaam vir julle. Maar dis die bloed van Jesus. Dis die bloed van Jesus wat elke sonde, elke siekte, elke ding wat teen jou kan staan, weg was. Want dit was bloed wat hulle op altaar gaan sit het. Dit was bloed wat die prys betaal het vir elke situasie wat jy as 'n kind van God jou kan vind. Maar vanmôre, sonder die aktivering van die bloed, kan niks gebeur. Al sou jy hierso 'n bak kom neersit, 'n groot bak wou neersit, en ek doen dit in die kantoor met mense wat sukkel met ongewenste. Ek sit 'n groot bak daar, ek vat 'n tissue, ek sê skryf alles op die tissue wat is. Onthou, hierdie water is vanmôre die bloed van Jesus. En dan vat ek dit wat hulle geskryf het, dit waaroor, en weet jy wat? Weet jy hoe min mense kan skryf waaroor hulle eintlik onvergewens is? Nou wat sê nonsens, hoe praat jy nou so agteruit? As ek vandag vir jou sê, die rede hoekom jy kwaad is, as dit vir jou ma, vir jou pa, vir jou neef, as jy kwaad is vir jou vrou, of vir jou skoonouers, of vir wie ook al jy blameer vir die plek waar jy môre is, as ek jou vra om te skryf. Maar dan kry jy mense, wat 'n hele bladsy vol kan skryf, tweede bladsy vol kan skryf, 'n derde bladsy vol kan skryf. Maar dis nie my punt nie. My punt vanmôre is uitlating. Daai persoon vry te maak in die tronk wat jy die sleutels van hou. Hoe? Die bloed. As jy ernstig is vir jou verlossing, as jy ernstig is vir jou bevryding, as jy ernstig is om jou vrylating te beleef, hier is dit. Die bloed van Jesus. Want môreoggend kom daai gedagte weer, jy sê, "Hy, duiwel, staan agter my. Ek het besluit, daai goeds in die bloed." Môre kom dit weer, dit gaan aanhoudend kom vir 3 maande, 6 maande, gaan dit terugkom elke keer na jou. Jy gaan moet met 'n harde stem vir die duiwel sê, "Staan agter my, in die naam van Jesus, hierdie goed is vergewe." Hier's 'n getuienis. Ek gaan baie maklik vir jou sê, weet jy wat, jy vergewe, hy is vergif, dit is nie so nie. Hy sê, jy moet werk aan jou saligheid, maar jy moet werk met bewering. Waarom? When you work the things of God, you want to work out the things of God, this is nie instant, dat jy kry net instant koffie en instant thee en instant, maar in die gebed en in geloof, there's nothing instant about God. As ou vir my sê, ja, ek verstaan die Here doen dit en hy doen nie. Hy doen soos hy wil doen. En as jy 'n getuie wil hê uit jou vrylating, moet jy toelaat dat die bloed van Jesus aktief word in jou gebed. Okay, net 3 verstaan wat ek sê. As jy die bak sou neersit, en jy maak dit vol water, en jy vat die tissue waar jy geskryf, die papier, en jy sit dit binne in daai water. Jy vat 'n lepel en jy meng dit, sal hy hele lot papery word, jy sal nie kan sien wat daar geskryf is. Dit is die betekenis van die bloed van Jesus. Eenmaal, nee. So dikwels wat jy dit nodig het, bring jy die bloed van Jesus en aktief betrokke by dit waarin jy is. Pornografie, leens, agterdog, woede, temper, skree nog gevaar. Waar word het genees? Die bloed van Jesus. Hoe word het verlos? Die bloed van Jesus. Wanneer? Bloed van Jesus. Siekte, bloed van Jesus.
Ek sê vir iemand gister, ek sê genesing kom nie omdat jy gesê ek het genesing. Genesing, jy bring die woord van God na die siekte toe. En sê siekte, dis die woord van God. Siekte, hoor die woord van God. Siekte, gee gehoorsaam aan die bloed van Jesus Christus. So ek weet nie waar kom jy vandaan. Ek loop 'n pad met die Here. Ek kom verkoop nie hierdie goed dat jy moet goed dink oor die preek nie. Ek loop 'n pad met die Here. En as die Here vir my wys en hy sê, Annie, hierdie gaan werk met die woord. Toe ek gister met hy pastoor praat en hy sê, you gotta bring the word to the word. Ons vergeet. Weet jy kom? Want ons is psigies geword. Alles is in die kop. Alles is wat ek gehoor het. Alles is wat daai een sê, en wat daai een sê, wat daai prediker sê, en wat Des sê, en wat Piet sê, en wat Klaas sê. Hey! Wat sê Jesus? Hebreërs 1 sê, in die laaste dae sal God nie deur die profete praat, maar hy sal deur die Seun praat. Wat? Die toereikende, die dinge wat hier besig is om te gebeur in jou lewe en in my lewe is besig om plaas te vind. Dis goed om in ons te preek, dis goed om preke te luister, dis goed. Maar wanneer dit kom by die aksie, jy en God alleen. Daar's geen 'n derde party. Sê bietjie geen derde party. Come on, daar's geen derde party. It's only you and God. Come on. Bring my die wonderwerk. En ek sê vir jou die persoon, net jy en God, niemand anders nie. Kom ons bid saam. Broers, kom help my by die tafel. Asseblief. Vader, ons dank U vanmôre vir die tafel. Ons dank U, Here, dat die tafel so mooi voorberei is, dat ons deelagtig kan word daarin. En geen niemand kan dit wegvat van ons. Geen ander geloof kan dit wegvat van ons. Dat ons is met die Gees besig. Mense dink as hulle ons geloof aanval, dat ons sal verdwyn. Maar hulle weet nie, ons dien nie in die Gees en in waarheid. Ons kom na U toe vandag, Here, met die wete, dis U alleen wat ons kan help. Dis U alleen wanneer ons staan om hierdie tafel en te sê, dat die nag waarin die Here Jesus verraai is, sê Paulus, het hy brood geneem en het gebreek. Terwyl hy dit gebreek het, en hy gedank en Here het U geëer. Ek sê, Here, dankie dat ek kan die offer wees vanmôre. Dankie dat Jesus die ultimate offer was en nog steeds is. Dit sal wees tot ewigheid. En na die brood en die beker geneem het hierdie woorde, hierdie is die beker van die Nuwe Testament. Ek het nie die wet kom uitbaan nie, maar ek het hom kom vervul. En vanmôre wil ons sê, Here, dankie vir Jesus. Dankie vir die voorreg vir genesing. Dankie vir die voorreg vir herstel. Dankie dat mense harte opnuut gemaak word. Dankie dat ons die tronke van ons harte oopsluit en mense vryheid bied, vergifnis bied, om te gaan in die naam van Jesus. Here, ons dankie vir die geleentheid vanmôre in die wonderlike naam van Jesus. Ons almal sê saam, amen. Kan ons net een ding onthou, dis nie die tafel van die AGS, hierdie is die tafel van die Here. As jy vanmôre in hierdie diens jou hart met die Here reggemaak, en die Here gepleit het en gesê, Here, ek is 'n kind van U, jy bekeer vanmôre, word deel van die tafel. Hou op jouself kastei, hou op jouself vervreemd van die nagmaal. Want die nagmaal is die plek waar ons onsself verneder voor die lewende God. Dit gaan nie hierso oor die offerhande nie. Dit gaan nie hierso oor jou siening wat die prys Jesus betaal het om te sterf en opgestaan het vir ons as kinders van God.
Amen. So ek nooi almal uit om deelagtig te word vir die nagmaal en jouself. Bring jou hart voor en sê, Here, ek dank U dat ek 'n kind van U is. Dat ek mag deelagtig wees in die nagmaal. In die wonderlike naam van Jesus. Broeders, ek vra dat U sal oopmaak en die gemeente eers bedien en dan sal ons dan eet na die nagmaal geniet. Jesus sê die woorde, Jesus sê vir waar ek sê vir julle, as julle nie vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self. Hy sê, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom.
Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die woord wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders manne geëet het en sterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Prys sy wonderlike naam. Prys sy wonderlike naam. André, sal jy ons bediening so goed vertel? Saam, Jesus. Sê dan maar, so just to love Jesus. Net om liefde, Thank you, Lord. Thank you, Lord. The love of Christus. The love of Christus. Thank you, Lord. God sê die seën van die Vader. Ons hemelse Vader, woord en lewe is in die mag van die tong. Ons sê vir U dankie dat U vir ons het lewe gegee. Dankie dat ons vanmôre lewe kan spreek, dat ons weet dat U vir ons gesterf het. Dankie daarvoor. Dit is 'n groot voorreg om môre hier te wees en te sien wat U vir ons gedoen het. Amen. Amen. Baie dankie broers, baie dankie gemeente, die seën die ryk. Mag ek dit sê vanmôre. As daar ooit 'n dag was dat ek teenoor jou gesonde het, teenoor jou verkeerd opgetree het, dan wil ek verskoon. Wat is hoekom? Want hoe meer daar vryheid in die Gees kom, hoe meer gaan die Heilige Gees welkom wees om te werk in ons midde. Jy sien, wat hou hom weg? Hy hou nie weg nie, hy is besig om ons te help. Hy is besig met ons te praat, hy is besig om ons op 'n hoë plek neer te sit. Ek wil hom eer vanmôre sê. As daar enigiets, as jy sê, so jy weet, ek het dit eendag gesê, en ek het nie geweet dat, dan moet ek jou vra, sal jy my vanmôre vergewe? Niemand sê, nee, ek neem aan, ek het dan nie iemand kwaad nie. Maar, middel van my behandeling, die dokter gesê,
Ek gaan spikes van moed hê. Ek het na die Heilige Gees toe gegaan. Party mense het gesê, pastoor, ek sien iets in jou wat nie daar was nie. En ek kon dadelik sê, sorry. Maar ek het nie dit roem gegee. Ek het nie gesê, die behandelaar maak my nou af, ek het na die Heilige Gees toe gegaan en sê, maak my 'n tent. Beheer my toch. Amen. So as jy wil beheer met jou tong en vra die Heilige Gees. My arme vrou. Dan is daar te veel sout, dan is te min sout. Dan is daar te veel suiker, dan is daar te min suiker. Ai, nou nog. Het jy suiker ingesit? Ja, ek het. Ek kan niks proe. So, forgiveness. My sweetie plan. Ja. Forgiveness. Ja. Is u reg om 'n offerande vir die Here? Gemeente, dankie. Dankie vir jou tiendes. Dankie vir jou geloofsoffer. Dankie vir jou bystand wat u bied aan die gemeente. Dankie vir die mense op livestream wat ons so goedgunstig is om by ons bank in te betaal. Mag julle huis geseënd wees. Mag julle alles wat julle doen geseënd wees. Daar's mense wat ons bydra op tiende inbetaal wat nie eens in ons gemeente is nie. Ons wil die Here dank vir elkeen van u in die wonderlike naam van u. So ook elke gemeentelid dankie sê in die wonderlike naam van Jesus. Nou kom ons staan saam. Kom ons sê vir die Here dankie vir 'n awesome oggend. Ek het my vreeslik geniet. Ek het die woord vreeslik geniet. Was there enough English? Was het oké geweest? Was it lovely? God bless you. 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 Dankie vir die offerande, Here. Dankie vir die saad wat in my hand is. Here, dankie vir die geleentheid dat ek saad in goeie grond kan saad. Dankie vir die tiende wat 'n opdrag van U is, Here. Dat ons harte nie net by die 10% sal bly, maar dit 'n goeie hart sal kom om ons dankbaarheid aan U wil toon in die wonderlike naam van Jesus. Amen. En amen. Kom gerus. Onthou môre aand se kursus gaan weer aan 6:30. Is ons weer maandag aand. So moenie vergeet, want môre aand is ons weer by mekaar. Ek dank u vir julle getrouheid, dat julle die nommers bly dieselfde. Môre 10:00 het ons 'n begrafnis van ons broer Sarel. En dan dinsdag môre ook dan 10:00 is ons broer Henny. En ons dink aan Rose in die tyd, met hulle familie wat by mekaar kom. En ons gee die Here eer en liefde daarvoor. Broer André, ons spreek oor jou, die seën van die Here met jou uitvlieg, hoor. Oor sê jy, wat die Here jou wees. Ja, sê jy kom afsit. Kom ons staan saam. Ek vanmôre weer groot salwing vir die Here hier ervaar en tans nog steeds. En glo julle ook. En die woord wat uitgegaan het is so besonders geweest. En ons kan dit in ons harte koester. Ons baie dit is hoofde. Vader, ons dankie vandag. Dankie vir Jesus, Here. Dankie dat U vir ons iemand gegee het, Here, wat vir ons sondes kon vergewe. Jesus, as ons die gesig hierdie oomblik moes sien, sal op die voorhoof geskryf staan vergifnis. Ons dankie vandag dat ons 'n God het
Thank you. wat soveel bemoeienis met ons maak. Here, dat wat ons ook al in ons lewe gedoen het, Here, dat U bereid is om ons te vergewe. Come on. Thank you, Lord. Here, daar is geen sonde te groot wat U bloed nie kan wegwas nie. Ons dank U vandag, Here, dat ons net kan weet, Here, dat U 'n God is wat altyd daar is, wat gereed staan om ons aan te hoor. Here, wat die vyand ook al teen ons mag bring, Here, dit kan nie stand hou teen U nie. Want U is almagtig. Ons dank U vandag, Here, dat ons so God kan dien, 'n God wat lewend is. Ons dank U vandag, Here, dat ons net kan weet, U is altyd daar vir ons, Here. Al is ons swak, Here, U maak ons sterk, Here. Dankie, Here. U krag word in ons swakheid volbring. Dankie, Here. Ons dank U vandag, Here. Dankie vir die woord wat uitgaan. Here, dit is 'n geseënde woord. Ons bid, Here, vir hom wat dit bring ook, Here, dat U ons sal seën. Here, en daarom wil ek ook nou so uitgaan, en elkeen wat in hierdie huis staan, wil ek seën in die naam van die Vader, Come on. en ek wil seën in die naam van die Seun. Yes. Ek wil seën in die naam van die Heilige Gees. Yes. Wees geseëndes van die Here, Yes. in Jesus se naam. Amen. Jesus.